Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is gesang 168, vers 1, 2 en 3. Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 203, vers 1, 3 en 4.
ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 33 vers 11, die Toosius-beruiming, waarna u weer kan sit. Broers en susters, God se wet is liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing Gesang 284, vers 1, 2 en 3.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die brief aan die Korintiërs. 1 Korintiërs hoofstuk 12 vanaf vers 27 tot en met hoofstuk 13 vers 13. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Ten eerste is daar apostels. Ten tweede, profete. Ten derde, leraars. Verder is daar die wat wonderdade kan doen. Dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, of om ongewone tale en klanke te gebruik. Is almal miskien apostels? Is almal profete? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders doen? Het almal die genadegawes om mense gesond te maak? Of gebruik almal miskien ongewone tale of klanke en kan almal dit uitlê? Lê julle toe op die beste genadegawes. En nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit. En al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem. Maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde
vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik. En ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons dank U, omdat U ons liefhet, net soos ons is. Ons dank U, dat terwyl ons verantwoordelik is vir die dorings en dussels in hierdie wêreld, verraad, nuut en oorlog, U nogtans nie besluit het om ons weg te gooi nie, maar inteendeel, U seun in ons wêreld in te stuur, om ons uit hierdie moeras op te tel, en ons met niks minder nie, as met U seun se bloed skoon te was. Ons dank U, dat terwyl ons uit ons eie nie kan of wil glo nie, dat U U Gees in ons laat woon, om aan ons teen ons natuur in te laat glo. Goeie Heer, U woord leer ons dat om U diensknegt te mag wees, is om hierdie wêreld te kan sien vir wat dit is, en nie daarvoor hoef terug te duins nie. U woord leer ons om U diensknegt te mag wees, beteken om vir niks of niemand bang te wees nie.
maar om vrede in die hart te mag hê, omdat u self u hand oor u kinders hou. Ons bid u, neem daarom tog ons elkeen na ons hele mens wees en maak ons elkeen u dienskneg. Laat ons elke oomblik van ons lewe by die kruis en oop graf van u seun staan. En laat ons van daar af na die wêreld kyk. Dat ons van daar af kan sien tot daar waar dit saak maak. U koninkryk. Here ons God, aan u behoort die heerlikheid, die mag en die eer, van ewigheid tot ewigheid. Ons bid u, skryf tog hierdie waarheid op ons hart, en maak ons sterk in die geloof, net ter wille van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 239, die eerste, tweede en derde strofe. En ek self, wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei. Nog gebede, nog geween kan my red, Here, net u alleen.
Broeders en susters, wanneer ons met mekaar omgaan, soos hier in die erediens, by die huis, waar ons saam kuier, wat is die grootste saak in ons lewens? Dit is geloof. Geloof in Jesus Christus. En ja, selfs wanneer ons by mekaar is, en ons praat nie eers noodwendig oor geloof nie, is die saak wat ons aan mekaar bind, geloof. Geloof in Jesus Christus. En ja, selfs, miskien is ons vriende en familie nie in dieselfde kerk as ons nie. Miskien verskil ons oor sekere geloofsake, oor gebruike in ons verskillende kerke. En al sou ons ook met mekaar ooreenkom, maar ons verskil oor sekere sake, bly ons almal as gelowiges aan mekaar gebind deur ons geloof in Jesus Christus. Dis die groot saak. Maar nou sê Paulus hier iets eienaardigs. Paulus sê hier aan die einde van sy skrifgedeelte, en nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Is daar dan nou iets groter as geloof? Is daar dan nou iets groter as geloof in Jesus Christus? Paulus skryf hier, die liefde. Die vraag is natuurlik, wat ons onder liefde verstaan. Kom ons kyk bietjie na hierdie gemeente van Korinthe. Dit was eintlik 'n baie voortreffelike gemeente. As jy om die een of ander rede as gelowige na Korinthe toe moes verhuis, dan kon jy jou daarop gereed maak dat jy in 'n baie vooraanstaande gemeente gaan beland. Want werklik waar, hierdie gemeente was 'n baie aktiewe gemeente. En daar was diensgroepe en verenigings, om dit nou in vandag se taal te sê, wat vir elkeen 'n plekkie gebied het. So was daar 'n groep vir al die aspirant apostels. Daar was 'n vereniging vir al die aspirant profete. Daar was 'n vereniging vir almal wat in ongewone tale en klanke kon praat. Daar was 'n groep vir mense wat ander mense kon gesond maak. Ja, en al pas jy nou nie in een van hierdie groepe nie, daar was ook 'n groep vir almal wat hulp verleen het in die gemeente. Werklik waar, dit was eintlik 'n een-stop gemeente. Daar was alles. En tog, as ons hierdie brief van Paulus aan hierdie gemeente mooi lees,
dan kom ons agter dat hierdie voortreffelike gemeente eintlik in 'n groot gemors was. Want ons lees in Korintiërs, Paulus praat met hulle, raas met hulle, oor die verdeeldheid wat daar in die gemeente was. Daar was sulke groepe. Die een groep was vir Sefas, die ander groep was vir Apollos, die ander groep vir Paulus, en ja, die groep wat die hele teikenbord weggeskiet het, die groep was vir Jesus Christus. Daar was 'n verwaandheid onder die mense wat nou kwansies allerhande gawes ontvang het, op mekaar neergekyk. As jy nie kan doen wat ons kan doen nie, is daar fout met jou geloof. Daar was verdeeldheid tussen die ryk gelowiges en die arm gelowiges. Ons onthou wat Paulus ons vertel het, wat selfs by die nagmaaltafel gebeur het, as ons dit nou in vandag se taal sou sê. Eers het die rykes kom nagmaal gebruik, en dan het die armes kom nagmaal gebruik, nadat daar eintlik niks meer oor is op die tafel nie. Ons lees van onsedelikheid in hierdie een stop gemeente. En dan praat Paulus ook nog van die wat nie glo in die opstanding nie. Terloops, niks niets onder die son nie. Daar is vandag baie mense wat nie glo in die opstanding nie, en dan kyk ons hulle met sulke groot oë aan en ons wonder by onsself, is hulle nie dalk reg nie? Dit was nog al die tyd daar. Maar goed, gemeente Korinte se godsdienstige boek lees soos 'n riller. En dan sê Paulus vir hulle, al julle groot geeste in die gemeente, apostels, profete, wonderdoeners, behulpsame Martas, nou wys ek julle die allerbeste. Julle moet die liefde nastreef. Wat gemeente Korinte? Die groepie van Sefas sou vir Paulus kom sê het, nee, maar is liefde tussen ons. Ons groepie wat vir Sefas is baie lief vir mekaar. Die groepie van Apollos sou gesê het, nee Paulus, hier is in ons groepie baie liefde vir mekaar, en so al die ander diensgroepe en verenigings, so gesê, nee, jy maak 'n fout, hier is by ons liefde. Jy sien, die woord liefde is 'n vaarlee woord. En elke Jan Rap in sy maat vul hierdie woord liefde net waarmee hy of sy wil. Vat 'n syndikaat boewe. Hulle sal vir jou sê daar's liefde tussen hulle. Hulle sal sê daar's dalk meer liefde tussen hulle as onder die Christene. Want hulle versorg mekaar, hulle beskerm mekaar. Ja, hulle sal selfs in die hof en die getuiebank gaan staan en lieg dat die neute op hulle koppe bars, want hulle is lief vir mekaar. Dis nie die liefde wat Paulus in gedagte gehad het nie. Paulus sê, nou bly hierdie 3, geloof, hoop en liefde.
En die grootste is die liefde. Wat bedoel Paulus hiermee? Paulus bedoel hiermee, en hy het dit ook al in die brief aan die Romeine gesê. Paulus bedoel hiermee dat daar 'n dag gaan aanbreek, dat ons nie meer gaan glo of gaan hoop nie. En daardie dag is wanneer die Here Jesus weer kom en sy koninkryk bring en ons sy nuwe hemel en nuwe aarde ingaan. Soos hy in Romeine sê, dit wat jy sien, glo jy nie meer nie of hoop jy nie meer op nie, want hier is dit nou. Jy sien dit met jou oë, jy kan daaraan vat. Jy is deel daarvan. Geloof en hoop is vir ons van lewensbelang. Geloof en hoop is die naaldstring wat ons bind aan Jesus Christus en sy koninkryk. Maar 'n naaldstring se lewenstyd is kort. Dan word hy afgesny. Die dag wanneer die Here weer kom, gaan geloof en hoop ophou. Lewensnoodsaaklik vir vandag, maar dit gaan ophou. En wat gaan bly voortbestaan? Die liefde. Nou kom ons terug na ons wêreld. Die liefde, en ons verduidelik nou dit aan die hand van 'n voorbeeld. Wat doen 'n ma met haar kindertjies vandat hulle klein is? Sy leer hulle om 'n smaak te ontwikkel vir voedsel wat voedsaam is. Sy leer hulle groente eet, die goed wat hulle nie wil eet nie. Sy gee nie vir hulle lekkers nie. Sy leer hulle 'n smaak aan vir voedsame voedsel. Dis wat 'n ma doen. In hierdie wêreld leer ons 'n smaak aan, by wyse van spreuke, vir die voedsel van die koninkryk, die liefde, daardie liefde, nie boewery liefde nie, nie liefde wat selfs in 'n gemeente ander uitstoot nie. Ons leer 'n smaak vandag aan vir die voedsel van die koninkryk wat ewig gaan geld, die liefde. En as ons in hierdie lewe nie 'n smaak aanleer vir die liefde binne die koninkryk nie, gaan ons nie in die koninkryk oorleef nie. Liefde is die grootste, want dit gaan vir altyd aanhou. En nou noem Paulus 'n paar sake. Hy sê, die liefde is geduldig, dit is vriendelik, handel nie onwelvoeglik nie, hou nie boek van die kwaad nie, en dan is daar nog baie om te sê oor die liefde, want die liefde is die lewenswyse van 'n gelowige. Ons oefen ons in die liefde in, om te kan leef in die koninkryk. Die evangelie
vat my en u tot by die kruis op Golgotha. En daar gee die evangelie vir ons 'n definisie van wat liefde is. Naamlik, God se liefde vir ons. Dis die definisie van liefde. God se liefde vir ons. En ons sien dit met ons oë, geestesoë, in die geloof, as hy sy seun aan die kruis laat sterf vir ons. Dis die definisie van liefde. Kom ons maak dit op onsself van toepassing. Gemeente Meyerspark, met elke lidmaat, elke kategeet, oud en jong, diak en oudering dominee, noem hulle almal op. Gemeente Meyerspark is nie onmisbaar in die koninkryk nie. God kan baie goed sonder gemeente Meyerspark oor die weg kom. Miskien gaan God eintlik baie makliker oor die weg kom sonder gemeente Meyerspark. Maar God het tot vandag besluit, in sy liefde, dat hy ook gemeente Meyerspark sal verdra, terwille van sy seun aan die kruis. God het tot vandag besluit, dat hy bereid is, tog maar bereid is, om die liefde soos op Golgotha gewys, vir Meyerspark ook daarvan te gee. Broeders en susters, en nou is die vraag, as ons liefde ontvang, wat doen 'n mens as jy liefde ontvang? Ons almal ken die antwoord. Kom ons doen dit dan. Amen. Ons slotgesang is gesang 530, al 3 die strofes. Liefde is en bly die grootste, liefde sluit die lewe oop. Oh
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.